Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle in die naam van Yeshua, ons Messias. Jesus, ons Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, ons Koning, ons Prins, die een wat beloof het om ons te kom haal. Nou ja, vanoggend is dit weer eens vir my en Natasha 'n groot voorreg om saam met julle te mag wees in hierdie tyd, om die aangesig van die Here te kan soek. En ons is bly dat die Here ons hierdie tyd gegee het om ons sake met hom in orde te kry. Ja, Frans, ons kan maandag en dinsdag ons sake ook met die Here in orde hê. Ja, jy moet dit eintlik onderhou teen daai tyd. Van Sabbat af deur die week moet jy onderhou wat jy gehoor het en toepas wat jy gehoor het, sodat jy aktief 'n kind van die Here kan wees. Want 'n onaktiewe kind van die Here is iemand wat besig is om te backslide, daai ou woordjie wat ons gebruik het jare terug, 'n Christen het gebackslide. Ja, jy val terug in die wêreld omdat jy jou geestesdimensie verwaarloos, omdat jy jou geestelike lewe met Christus verwaarloos, beland jy op 'n plek waar jy in hierdie boodskap inval. En ek gaan hierdie boodskap vanoggend met groot blydskap en vreugde met jou deel, en ek hoop dat jy iets daaruit leer, en dat jy iemand anders daaruit kan leer, en dat ons denkwyse en ons maniere en patrone waarop ons dinge doen, verander, om nader aan die Here te kom. Maar genoeg gesê daarvan, ek gaan so lank die tema vir jou gee, buite bereik. En voordat ek bietjie daaroor gesels, kom ek en jy bid eers saam. Abba Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde. Here, dankie dat u vandag nog u self beskikbaar verklaar, en dat ons u kan sien en ervaar wanneer ons u woord lees en wanneer ons bid, Here, en dat ons u hand kan sien beweeg wanneer ons vra vir dinge. Ons prys u, ons eer u en ons dankie, en ons vra in hierdie uur, Here, dat u ook met my en Natasha sal wees, Here, dat u my lippe, my gedagtes sal aanraak, Here, dat ek sal spreek soos wat u my gewys het. Ons eer u daarvoor en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Buite bereik. Nou ja, weet jy nou dit al met jou gebeur as jy daar by 'n plekkie kom en jy lig jou selfoon op en jy wil nou graag gou 'n teksboodskap vir iemand stuur, of jy wil graag gou iemand kontak, of die nood ontstaan dat daar nou regtig 'n probleem is en jy moet nou iemand bel om jou te kom help, en die selfoon sê nee, daar is geen ontvangs nie, daar is nie 'n sein wat opgetel kan word nie, dan raak dit 'n ding. Nou hierdie het gebeur in 'n storie wat ek julle gou wil vertel, om net 'n illustrasie te gee, en dan gaan ons oorgaan na die geestesperspektief van hierdie boodskap. In Quebec, Canada, was daar 'n ou gewees wat 'n brief geskryf het vir 'n journal, the Pontiac Journal, en hy het soortgelyke situasie verduidelik waar hulle dringend nodig gehad het om 'n dokter of 'n mediese personeel by 'n plek te kon kry waar 'n persoon oorlede is, en voordat die persoon oorlede was, het hulle probeer bel om 'n dokter te kry om hierdie ou te kom help, maar hulle kon nie hom in die hande kry nie. So hierdie is 'n ding wat ook in Suid-Afrika gebeur, en ja, ek is nou nie hier om te praat oor selfoon se vermoë om te kan ontvang of nie te ontvang nie, of die dekking, die coverage wat ons het in Suid-Afrika, nee, buite bereik, out of reach. Hy sê die verduideliking van dit is die volgende: out of reach means that something is beyond the limits that can be reached, measured, detected or accepted. Nou ja, kan ons by 'n plek kom waar ons die Here nie kan ontvang nie, of dat die Here ons te ver is, nee, dit kan nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur dat jy na 'n plek toe gaan en die Here is nie daar nie. Jy weet daardie terme wat ons al baie gebruik het, en die Engelse gebruik het baie, om te sê God forsaken place, God verlate plek. Ons dink sê dit ook in Afrikaans, God verlate plek. En ek wil vir jou sê, dis 'n absolute leuen. My God is oralster. Ons kan sien in die Bybel, in die Ou Testament is daar 'n skrifgedeelte wat sê, al gaan ons in die hoogtes op, in die hemele op, die Here is daar, gaan ons in die aarde af, die Here is daar, oralste waar ons gaan, die Here is daar. Nou, Natasha, is hierdie 'n ding wat met ons gebeur, dat ons by 'n plek uitkom, en ons ontvang nie meer die Here nie, of die Here kan ons nie raak sien nie? Nee, dis nie wat ek sê nie. Daar is 'n geestestoestand wat met jou plaasvind, dat jy by 'n plek uitgekom het geestelik, dat die Here, jy nie meer die Here hoor nie. Die Here is daar, hy is daar presies waar jy hom gelos het, maar jy kan nie meer hoor wat die Here sê nie. Jy is die een wat 'n probleem gekry het of geword het. Nie dat ek sê jy 'n probleem is nie. Ek sê dit wat in jou geestestoestand plaasgevind het jou op 'n plek gesit waar jy nie meer kan hoor nie. Kom ons kyk na 7 dinge wat gebeur
in die wêreld met ons as kinders van die Here. Die eerste een, die wêreld waarin ons leef. Nou Frans, jy het nou net gesê, mens kan nie, nee, dis nie wat ek sê nie, daar's sekere faktore, en hier is hulle, werk, rykdom, vermaak, verhouding en bekommernis. Hierdie faktore veroorsaak dat ons kontak met God verloor. Want hoekom? Ek kan nou vir jou sê, uit my ervaring uit, dat werk maklik vir jou 'n probleem kan word. Werk maklik vir jou kan sê, om 5 dae 'n week te werk is nie genoeg nie, jy moet 'n 6de en 'n 7de dag kom werk, om jou werk op datum te kry. En wat gebeur is, dat daardie dag wat die Here eenkant gesit het, Natasha, vir ons, om met die Here interaksie te hê, word nou gesteel. En ons doen dit vir die onthaalwe om rykdom te kan hê, né? Om rykdom te kan hê, want as ek 'n rykdom het, kan ek daar 'n bietjie mense entertain, bietjie vermaak, né? En wat gebeur in daardie vermaak? Ons wil leer om te ontspan, en die maklikste manier vir ons om te ontspan is om na drank te gryp. En daardie vermaak veroorsaak 'n probleem. En dan is dit verhoudings en bekommernis. Kom ons gaan kyk wat sê die Here hier rondom Markus 4 kom. Die Here, hy's besig om 'n gelykenis te vertel, en hy praat van die saaier wat uitgegaan het om saad te saai, en hy kom by hierdie gedeelte, hy sê, en hulle, by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van die wêreld, hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, kom in en verstik die woord, en word onvrugbaar. So die evangelie wat jy hoor, word heeltemal onvrugbaar, omdat hierdie omstandighede wat in jou lewe heers, maak 'n probleem. Dit maak skeiding tussen jou en God. Dit veroorsaak dat jy nou nie meer in kontak by die Here is nie. Dit verstik jou, dit trek alles uit jou uit. Nou kom ons gaan kyk na die volgende een wat ek hier opgesit het, Natasha. Sonde. Want hoekom? Hierdie eerste stap is net die beginplek. Jy was nou 'n kind van die Here, jy het die woord van die Here gehoor, maar daar gebeur dinge in jou omgewing wat veroorsaak dat jy by 'n plek kom dat jy nog glad nie meer nie in kontak is met die Here nie. Die eerste ene is sonde. En ek kan vir jou sê, sonde kom al van die ontstaan van hierdie wêreld af. Is dit 'n probleem wat skeiding tussen my en God veroorsaak? Nou, waarvan praat jy nou? Sonde wat nie bely en laat staan word nie. Nou, waarvan praat jy, Frans? So ek gaan nou vir jou die skrifgedeelte gee, en dan lees jy saam met my, en dan gaan ek dit vir jou verduidelik. As ons sonde bely, Johannes 1, hy sê in vers 9, hy sê, en as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Wat 'n groot voorreg. Maar ek wil vir jou sê dat jy nie Sabbat na Sabbat jou sondes kan kom bely nie. Jy kan nie Sabbat na Sabbat, as jy nou Maandag of Dinsdag môre of wanneer jy nou aangaan, het jy nou weer in daai selfde slaguister getrap van sonde, en jy weet dat die duiwel, ons sê die duiwel is dom. Nee, die duiwel is slim, want hy vang, ek dink dis ons wat dom is, want hy vang ons elke keer met dieselfde ding. Hy vang ons met elke keer met presies dieselfde slaguister. Die ding wat jy nie kan los nie, as dit nou rykdom is, en as dit welis, immorele sondes is, jy val elke keer in dieselfde ding. Hy bring elke keer daai selfde cherry, met dieselfde woordjies, meneer, jy lyk so mooi vandag, en daar gaan jy. Sy's net in 'n sekere manier aangetrek, en jy begin klaar gedagtes dink van, ai sissie, ek en jy, en daar is dit. Nou sit ons in hierdie sondes vas, ons kom nie uit dit uit nie, en teen Sabbat kom jy en jy huil voor die Here en jy sê, Here, asseblief vergewe my, ek het gesondig. En die Here vergewe jou. Hierdie goeie God wat ek en jy aanbid, vergewe jou in 'n sekond. Maar ek wil vir jou sê, jy kan nie aanhou dit doen nie, want hierdie selfde goeie God gaan een of ander tyd 'n streep trek en vir jou sê, you went beyond the limits. You went beyond the limits. Jy's buite bereik nou. Jy's op jou eie. Jy vra vir vergifnis, jy ontvang dit nie. En nie dat ek sê dat daar 'n limiet is aan my God se vergifnis nie. Nee, daar is nie. Maar as jy aanhou en jy in jou verstand en in jou gedagteswêreld dink, alright, ek vra nou om verskoning dat hierdie week is afgesny. Volgende week is ek weer op 'n clean slate. Ek sal nou weer begin met die sonde. En dan kom ek by volgende week aan die einde van die week en ek vra weer om verskoning en ek begrawe hierdie week. Jy kan nie so lewe nie. Jou heiligmaking
Jy kan nie sonder heiligmaking, daar's 'n gedeelte en ek sal dit vir jou eendag gee. Intussen kan jy dit miskien soek wat sê dat sonder julle heiligmaking sal julle die Here nie sien nie. Sonder julle heiligmaking. So wat beteken dit? Om sonde te laat staan, daarvan af weg te beweeg en daaroor te heers. Sê hy nie so in die woord nie, dat ons moet heers oor die sonde. Wandel dan deur die Gees sodat jy die begeerlikheid van die vlees nie sal volbring nie. Maak klaar met hierdie dinge. Sonde bly sonde en dit is nie iets wat gaan verander word nie. Dit bring skeiding tussen jou en God. Wil jy die wêreld dien of wil jy God dien? Dis 'n keuse wat jy moet maak. As jy die wêreld wil dien, sit hierdie video af of skrol verby en kry vir jou 'n ander video wat vir jou gaan plesier gee. Maar hierdie video's en my preek gaan vir jou probleme veroorsaak, want ek sê nou vir jou vandag, dat as jy nie klaar maak met die sonde nie, as jy nie jouself inrig om die Here te wil dien nie, en te sê dat Here wys my waar ek verkeerd is, en as die Here jou wys, te bereid is om te sê, ek sal alles in my vermoë doen, ek sal myself kruisig. En dis hoekom hy sê, julle moet daagliks julle kruis opneem. Want hoekom? Jy moet daai sonde van jou in die kruis gaan vaslaan en sê, Here, ek is klaar met dit. U het klaar betaal daarvoor, ek is klaar met dit. Nou ja, ek wil nou nie my hele preek daarop spandeer nie, daar's nog 'n hele paar ander slides wat ek vir jou wil verduidelik, laat ek net 'n slukkie water vat. Ek sê weer eens baie dankie Here vir water ook, dat ek lekker kan watertjie drink terwyl ek moet boodskap bring. Trots en hoogmoed, nommer 3. Trots en hoogmoed, kan trots en hoogmoed, ons leer ons kinders, julle moet bietjie trots wees. Maar trots en hoogmoed het amper net 'n streepie tussen mekaar. En is 'n streepie uit mekaar uit, want trots kan lei tot hoogmoed. Nou kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na my verduideliking wat ek daar het. Wanneer 'n mens op hulle eie wysheid en krag staat maak, dan is jy op jou eie. Dan het jy nie meer die voorreg van God wat vir jou gaan dinge laat gebeur nie. Ons het so, dink 2 of 3 weke terug in Woensdag aand het ons oor hierdie skrifgedeelte wat ek nou gaan gee gesels en hy kom uit Spreuke 3. Spreuke 3 vers 5 sê die volgende: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Met jou hele hart, met alles wat ek is. Here, hier is François, hier is ek, Here. Ek steun op wat U vir my gaan leer en gaan wys. En nou, ja, nou kom ons in die wêreld, die praktiese wêreld waarin ons leef en ons moet besluite maak. Ons moet sekere dinge doen. Ons moet aansoek doen vir bevorderingsposte. Ons moet die doen. En waar ons steun nie op die Here nie, ons doen ons eie ding. Ons doen net aansoek. En die Here hou 'n deur vir jou toe en dan sê hy nee, dis die wêreld wat moedwillig is. Ja, daar's 'n mate van geregtigheid dat jy sal verdien wat die Here vir jou sal gee, maar daar's ook 'n ding waar die Here 'n ding van jou al weg sal hou, want wetende dat as hy vir jou hierdie ding gee, gaan jy verloor. Gaan jy alles verloor. Nee, nie jou huis nie, jy sal dit dalk nog 'n beter kar kan koop, in 'n groter huis kan besit. Maar die probleem wat gaan gebeur is, daar gaan skeiding tussen jou en God kom. En ek wil vir jou sê, die Here wat ek en jy aanbid, is 'n jaloerse God. Hy begeer jou. Hy wil jou gered hê. Hy het jou gemaak. Toe jy in die skoot van jou moeder was, het hy jou gemaak. Hy het die duimafdrukke, die vingerafdrukke wat op jou hand is, het hy ingeets. En hy het vir jou 'n naam gegee. Ja, jou ma het miskien 'n naam gegee, maar hy het vir jou 'n naam gegee om te sê hierdie is myne. God se gees, die vermoë dat ek kan asemhaal, wil ek vandag vir jou sê. Weet jy hoe belangrik is dit om asem te haal? Broer, suster, laat ek vir jou vertel hoe belangrik dit is om asem te haal. Vra vir my Natasha, want 'n paar jaar terug het ek COVID gekry. En COVID was 'n siekte wat die asem uit jou longe uitgevat het. Ja, laat die slim mense vir jou verduidelik wat COVID is, maar ek kan jou vertel dat jy begin ophou asemhaal. Dan sal jy sien hoe belangrik dit is om asem te kan haal. Vertrou op die Here en steun nie op jou eie insig, met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Die ander skrifgedeelte wat ek hier wil bysit, kom uit Jakobus uit, en hy sê die volgende: maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. Jare terug het die Here my met hierdie skrifgedeelte aangekla, oor iets wat binne in die kerk gebeur het. En die Here het vir my gewys, en het vir my prakties ook gewys in my lewe, dat hy die hoogmoediges weerstaan. Maar die wat nederig is, gee hy genade. Die oomblik wat ek kom, en ek raak weer nederig voor die Here, en ek raak weer stil voor die Here, dan kom hy met sy genade, en hy herstel die dinge wat in jou lewe verkeerd is. So dis nie hopeloos nie,
maar raak ontslaaf van trots en hoogmoed. Jy kan hulle nie bly vashou en dink dat jy die Here so gaan dien nie. Die volgende een, Natasha sê die volgende, verharding van die hart. Kan julle sien, die stappe wat ek verduidelik is progressief, dat hoe verder jy raak, hoe erger raak dit. Verharding van jou hart. Nou, wat sê ek hierso? Wanneer 'n mens die herhaaldelike, of was die, wanneer 'n mens herhaaldelik God se oortuiging ignoreer, wanneer 'n mens herhaaldelik die stem van die Here ignoreer, dan kom jy by 'n plek uit waar die Here nie weer met jou praat nie. Ek praat met jou, maar jy luister nie. Daarom, gaan aan, gaan doen wat jy wil doen. Sê hy nie so in Romeine nie? Dat die Here ons as mens oorgegee het nie, om te doen wat ons wil doen, omdat ons nie meer luister na sy gees nie meer luister na sy stem nie, omdat ons eie wil uitvoer. En hy praat daarvan, jy kan maar gaan lees, Romeine 1 en Romeine 2, hy praat duidelik in hart. Baie mense, ek wil vir jou sê, dat baie kerksorganisasies het daardie gedeelte stil gemaak. Hulle daardie gedeelte, wil ek amper sê, invisible gemaak, sodat mense hulle verkondig dit nie meer in die huis van die Here nie. Hulle praat nie meer daaroor nie, hulle oordink dit nie meer nie, hulle wil dit op hulle eie manier uitsorteer. Maar die Here sê, dat as jy jou hart verhard, dan gaan hy ook jou begin ignoreer. Nou kom ons kyk, wat sy skrifgedeelte het ek daarin gesit, Hebreërs. En hy kom in die volgende skrifgedeelte, Hebreërs 3 vers 15, en hy sê, omdat daar gesê word, vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Vandag as jy hierdie boodskap hoor, en daar is iets in hierdie boodskap wat jou gees, jou siel aanraak, moenie jou hart verhard nie. Keer terug na die Here toe. Keer terug na die Here toe. Dis waar jy hoort. Dit is deur hom wat jy gekom het tot waar jy nou vandag is. Dit is deur hom wat jy bestaan. Dit is in sy wêreld. Ja, hierdie wêreld is oorgegee aan die bose. Dit is so. Maar ons leef nog in hierdie wêreld wat vir ons 'n sonde laat opkom. Wat vir ons 'n aarde gee waar ons kan in plant. 'n Aarde gee waar ons kan in leef. Wat vir ons water gee. Daaroor kan ons bly wees. Ons kan opgewonde wees. Daar's nog voeltjies wat in die boom sit en sing. Party van ons raak so besig met die wêreld, dat wanneer ons by stap 4 uitkom, dan hoor ons nie eens meer die voeltjies in die bome nie. Ons sien nie eens die mooi raak van die Here nie. Ons sien nie die wolke raak nie. Ons sien niks meer raak nie. Ons sien net hierdie probleme. Ons leef van dag tot dag, en dit is net probleem bo probleem bo probleem. Compound problems. Opgevulde, opgehoopte probleme. Dit word nie uitgesorteer nie. Bring ons ver van die Here af. Ons kan nie meer sy werke raak sien nie. Die 5de ene, Natasha, is verwaarlosing van gebed. Kan jy sien, ek is besig om progressief van stap 1 af tot waar ons gaan vir jou wys, wat is die toestand, wat gebeur, die volgende ding wat gebeur, ons begin gebed verwaarloos. Nou wat sê ek hierso van gebed? Gebed is die enigste manier om met God te kommunikeer. Ken jy 'n ander manier? Wys my 'n ander manier. Gaan jy wat doen? Gaan jy jou polse sny? Gaan jy glasie speel en dink jy gaan die Here hoor? Nee broer, suster, daai is verleiding van die wêreld. Dit sal jou verder vat van die Here af. So ver soos jy nog nooit wil gewees het nie. Die enigste manier wat ek en jy met God kan kommunikeer, is om tyd te maak vir die Here. Om te wat? Om te bid. Om te roep na hom. Ja, maar ek weet nie meer wat om te sê nie. Sê dit vir die Here. Here, ek weet nie meer wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te bid nie, Here. En weet jy wat? Soos dat jy elke oggend kom en elke aand gaan en jy maak tyd vir die Here, gaan hy naderhand jou gees begin vul met dinge wat jy graag vir die Here wil sê. Jou sal losmaak. Dit is net soos wanneer jy stout was en ver van jou pa was en jy kom terug na jou pa toe en jou pa vra vir jou, en toe, wat het jy vir jouself te sê? Nee, niks dad. En jou pa is net rustig en hy's daar. En dan volgende oomblik, dan bars jy in trane uit voor jou pa om te sê, ja, pa, ek het dit en dit verkeerd gedoen en ek het nie na jou geluister nie. En dit is goed. Wanneer jy begin bely voor die Here, dan is daar genesing wat vir jou plaasvind. Daar's 'n verandering wat plaasvind. In die geestesriem is daar besig om dinge te gebeur wat jou weer in lyn met God bring. Hoe wonderlik is dit nie? Wat is my skrifgedeelte hierso? 1 Tessalonisense 5, en ek het hierdie enetjie hoog uitgelig. Wat sê hy? Bid sonder ophou. Bid sonder om op te hou. Bid vir elke oomblik wat jy kans kry.
Jy weet, partykeer in die aand word ek wakker, en is my lyf seer. Ek dink na COVID het ek baie dinge geërf, en een van hulle is baie pyn in my liggaam. En as ek so wakker word met die pyn en hierdie winter weer hier in Gauteng, is nou nie 'n gentleman vrou se liggaamspyne nie. En ek word wakker met hierdie pyn in my liggaam, dan begin ek bid. En ek worry nie meer oor die pyn nie, om net te bid, om net die voorreg te hê om 3 uur, 2 uur in die oggend te kan lê en te sê, Here, ek dank U vir die huis wat ek in het om in te kan bly. Daar's mense wat nog steeds in die strate bly. Daar's mense wat in hierdie winter op kartonbokse voor winkels slaap. Bid sonder ophou. Wees dankbaar vir wat jy het. Bid saam met ander heiliges of ander gelowiges, laat ek eerder so sê. Bid saam met ander gelowiges. Hoe meer ons wat by mekaar kom, hoe groter word die vuur. En hoe lekkerder is het, hoe meer begin ons die Here ervaar. Ek wil nou amper sê, Natasha kom staan hier en kom getuig. Ons het net nou die dag vir 'n vriend van my se vrou gebid. Net nou die dag kom ons agter dat Mary Ann is nie lekker nie. En ons het nodig om vir haar te bid. En ons het 'n videocall gemaak en ons het met haar gesels en het vir haar gesê, Mary Ann, trek 'n kaartjie. En Natasha het vir haar 'n kaartjie getrek, want ons is nie by mekaar nie. Hulle bly in 'n ander area in Ekurhuleni, ons bly in hierdie kant van Ekurhuleni. En sy het 'n kaartjie getrek, Natasha het vir haar 'n kaartjie getrek, en presies dit waarvoor ons vra, het die Here ons geantwoord. Hoekom? Want die Here is getrou en regverdig, sodat wanneer ons hom aanroep in gebed, dan is hy daar om ons leiding te gee en rigting te gee. So kom ons bid sonder om op te hou. Wat is die volgende ding wat gebeur, Natasha? Stap 6. Verwaarlosing van God se woord. Ja, so baie mense kom tot bekering, hulle is opgewonde, Natasha, hulle gryp hulle Bybels, hulle begin dit lees vir die eerste keer in hulle lewe, hulle stof dit af, hulle begin goedes raak lees wat die Here vir hulle oopmaak, hulle begin streepies trek hier in die Bybel om dinge te highlight, en dit is baie lekker en dit is baie mooi, en dan wat gebeur? Daar's 'n terugslag, en ons kan begin by stap 1, rykdom of iets het gebeur, en daar het 'n hindernis begin kom, daar het 'n skeiding tussen jou en God gekom, en dit het progressief erger en erger begin raak, dat jy begin gebed verwaarloos, en jy kom by die plek waar jy nou ook God se woord verwaarloos. En wat gebeur as jy nie die woord van die Here gereeld lees nie? Dit gaan uit jou hart uit. Dit raak weg. Jy vergeet daarvan. Jy vergeet dat jy kan staat maak. En dat wanneer die woord geopen word, dan is jy besig om die bose uit jou lewe, uit jou poorte uit te dryf. Wanneer jy die woord van die Here oopmaak en dit begin ondersoek en begin sien dat dit waar is en dat dit volmaak is en jy begin daarop staat maak en jy begin die Here herinner aan sy woord, dan begin die bose sê, maar hier het ons nie 'n vashou nie. Hier in hierdie huis, waar die bloed van Jesus Christus oor die huis gepleit is, en die woord van die Here gelees word, en daar gebid word, oor daardie huis, het die bose geen vashou nie. Ek wil dit vandag verklaar, pertinent verklaar, dat die bose het nie 'n vashou op jou huis, of jou huishouding, as jy in die woord van die Here ingebid is. Nie die woord gebruik om magic te probeer maak nie, maar om op die woord van die Here staat te maak en te sê, Here, ek sal deur hierdie woord sien en leiding kry. Wat sê ek hierso? Ek sê die volgende, die Bybel help jou om God te kan ken. Daar is nie 'n ander manier om God te kan leer ken nie. Jy kan die Here leer ken op baie ander maniere, dit is so, jy kan hom ontmoet op baie ander maniere, en dit is reg, maar wanneer jy die Here moet leer ken, dan begin hy jou leer in die volheid van hierdie skrif. Dis hoekom Paulus sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is goed vir teregwysing, onderwysing, sodat ek en jy kan volmaak wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. Wat se skrifgedeelte, en jy het geweet dat ek hierdie skrifgedeelte gaan bysit, né? Psalm 119, daar's 2 psalms wat belangrik is, wel daar seker al die psalms is belangrik, maar daar's 2 wat vir my uitstaan, 117, die kortste psalm in die Bybel, en dan Psalm 119, die langste psalm in die Bybel. Hy sê hierso in 105, vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Het jy nou al in die aand probeer ry? En ek wil vir jou sê, ons leef nou in so 'n gesonde tyd dat daar nie meer straatligte is nie. Dit is ook al weggevat.
En miskien bly jy daar op die plaas en jy is bevoorreg dat die maanlig vir jou die pad kan wys, maar is nog steeds 'n lig, maar het jy al in daai stuk donker nag probeer loop of ry en jy kan nie eens die pad raak sien nie? Hierdie wêreld is donker en duister as gevolg van dinge wat gebeur. Donker en duister, maar die enigste een wat vir my 'n rigting gee en leiding gee is die woord van die Here. Dit gee vir my die vermoë om te kan sê, Here, ek kan sien, ek kan hoor en ek kan glo. Die laaste ene wat ek vir jou vandag wil gee, is die volgende. Afsondering. Ja, nee, daai positiewe afsondering van om bietjie uit die wêreld uit weg te kom en tyd te maak vir die Here nie. Jy weet dat ons veronderstel is om te vas en te bid, né? Jy weet dat daar een keer in 'n maand ten minste 'n dag moet wees wat jy sê, Here, hierdie dag wil ek niks en niemand hoor nie. Ek wil van vanoggend vroeg af, eintlik moet 'n ou 3-4 dae, né, Natasha, 3-4 dae afsonder voor die Here. En ek praat nie van daai afsondering, hierdie is 'n negatiewe afsondering. Kom ek sê, wys vir jou waarvan ek praat. Om weg te bly is nie die antwoord nie. Want wat doen ons nou? Nou het ons seer gekry in die kerk. Ons het seer gekry in die kerk. Dinge het gebeur. Ons het gesien dat daar in sekere kerke valsheid gepreek word en nou het ek bewus geraak van al hierdie goeters en nou bly ek weg. Ek gaan daar geen kerk toe nie. En dis presies waar die duiwel jou wil hê. Dis presies waar die duiwel jou wil hê, want nou kan hy dit regkry om sy leuns aan jou weet te kom verkondig, om in jou oor te kom fluister. Al die stinkstories wat hy wil verstel. En daai stinkstories gaan veroorsaak dat daar skeiding tussen jou en God kom. Wil jy 'n skeiding tussen jou en God hê? Wat ek kan vir jou sê, dis jou keuse, maar vir my is gesê nee, ek wil nie. Ek wil die Here dien. Ek wil hom ken, want hy is die enigste een wat my gemoed positief maak. Hy is die enigste een wat my opgewonde maak. Hy is die enigste een wat my krag gee, wat my lewe gee. Hy is die enigste een, toe ek besig was om te sterwe, my hand kom vas uit en gesê, dit sal nie gebeur nie. Eendag sal ek julle daardie getuienis vertel. Amper so. So naby. Dank die Here dat hy nog 'n behaag in my het, dat hy nog 'n plan het vir my. Om afsondering te gaan leef, om weg te leef van alles af, is nie die antwoord nie. Broer, suster, dit is nie die antwoord nie. Jy moet vir jou plek gaan soek. As dit nie A is nie, of nie B is nie, gaan soek vir jou plek. Gaan kry 'n groepie by mekaar om te sê, kom ons stig mekaar. Kom ons, ja, want kerk en daai, ek weet, kerk het geen bestaanreg nie, maar Ekklesia het. En wat is Ekklesia? Die uitgeroepenis van die Here. Die uitverkorenes. Die Here het ons uitgeroep eenkant om nie dieselfde te wees as die wêreld nie. 'n Heilige priesterdom, verklaar Petrus. My skrifgedeelte hier, en dit het julle ook seker geraai, sal dit wees. Hy sê in Hebreërs 10 vers 25, hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Nou ja, baie uiteenlopende opinies rondom watter dag naderkom, die dag van die Here, wanneer hy gaan terugkeer. Ja, ons moet mekaar vermaan. Die Here kom en hy kom weer. En hy gaan sy uitverkorenes kom haal. Sy geliefdes, die bloedgewaste kinders, die kinders wat geweterbaar is en gevul is met die Heilige Gees, hy gaan hulle kom haal. Nie almal nie. Nee, nie daai siening van die wêreld nie. Maar van watter dag praat hy? Hy praat van die Sabbat. Na mate julle die Sabbat sien naderkom, kom ons roep mekaar weer nader om te sê, dis tyd om tyd te gaan spandeer met die Here. Laat ons mekaar vermaan. Laat ons mekaar aanhits, laat ons mekaar roep en sê, kom ons kom terug na die Here toe. Kom ons leef weer in sy wil. En ek sluit af met Romeine 8:37 en hierdie skrifgedeelte sê, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Maar in al hierdie dinge, kom ons keer terug na die Here toe. Want dit is deur hom wat ons meer as oorwinnaars is. Want hy het ons lief gehad en hy het ons vandag nog lief. Kom ons sluit daarmee af. Aba Vader, ek eer, ek loof en ek prys U dat U my die vermoë gee, die rustigheid gegee het, die woorde gegee het om te kan spreek, Here. Ek bid, Here, dat hierdie video ver en wyd
gekyk sal word, Here, tot eer van u groot en heilige naam, nie deur as gevolg van Frans van die Here, maar as gevolg van u genade. Seën ons en seën ons klein gemeente, Here. Ons prys en ons loof u in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ja, ek en Natasha is besig om planne te maak om te kyk hoe gaan ons dit regkry. Maar ek wil nie dinge aanhits of aanjaag wat die Here nie vir my oopgemaak het nie. Die Here sal vir ons 'n gebou gee of 'n plek gee op die regte tyd en die regte oomblik vir ons gee. En ons vertrou op hom dat hy vir ons sal gee wanneer dit nodig is en hoe dit nodig is. Vir nou vra ek dat julle saam met ons sal wees en dat jy saam met ons hierdie boodskappe sal kyk en dit sal aanstuur en vir boeties en sissies en ooms en tannies sal aanstuur. Ja, skryf saam met ons in, kom ons doen hierdie ding. En as julle woensdaande saam met ons wil kom bid, julle is meer as welkom. Ons groepie is het nog genoeg sitplekke, dat julle kan inskakel. Ons in Leidenburg doen saam 'n Bybelstudie, en ons het nou hierdie laaste week het ons lekker saam met Pastoor Emiel gekuier rondom die gawes van die Heilige Gees. En dit was 'n absolute blessing gewees vir ons almal wat ingeskakel was. En ja, kom ons doen dit. As jy wil inskakel, stuur my jou naam, jou nommer, en ek sit jou op die groepie in, en jy kyk saam met ons woensdag aand as ons die oproep maak, en dan skakel jy saam met ons in, en ons aanbid die Here saam. Mag julle 'n absolute geseënde week hê, en shalom vir julle.